Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiekuur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe terwyl ons saam die uur deurbring. Musiekuur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. By power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Grace upon grace, the mountain will be removed. Grace upon grace, the mountain will be removed. Not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Grace upon grace, the mountain will be removed. Grace upon grace, the mountain will be removed. But by my spirit, says the Lord. Not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Grace upon grace, the mountain will be removed. Grace upon grace, the mountain will be removed. Maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Genade op genade, sluip hy die berg weg. Goeiemôre en hartlik welkom hierso Saterdagoggend 6uur by Musiekuur Plus saam met my Stanley op die Dak Facebook radiostasie. Nou dis die stasie waar jy bemoediging, sekerheid ontvang deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus wat jou geestelik laat groei. Wat 'n heerlikheid om die Saterdagoggend so te begin 6uur lekker vroeg uit die vere uit om so jou dag te kan begin saam met die Here. Ons is kinders van die Here en al wat ons geestelik kan voed, kan bou en kan stig, is wel die woord van die Here. En as dit lewend is,
deur sy Heilige Gees. Is dit net nie amazing om daaraan te dink nie? Nou ja, jy's ingeskakel by Musiekuur Plus, saam met Stanley op Dak Facebook Radio. Dit het begin by Musiekuur, maar dit was net die eerste keer 'n uur gewees. Daarna was dit nie meer 'n uur gewees nie. Nou ja, ons het 'n weer lekker heerlike propvol program vanoggend en ek wil net eers hierso kyk. Almal sê net wow, backdrop awesome. Ek het eers vir my vrou gewys wat ek het gehoop het sou werk. Maar dit het gewerk. Prys die Here. Ek het so 'n funksie wat ek nou al lank hierso dop hou hier op ons program waar ons uitsendings op doen. Nou ja, gisterand toe try ek dit, want eintlik dit wat ek doen met dit wat ons het, is nie eintlik regtig verstel om so goed te werk nie. Maar nou ja, ek moet sê agtergrond so 'n bietjie adjust het, laat dit hy so mooi lyk. Maar baie dankie julle dat julle dit opgelet het. Ons gaan in die toekoms wel hierdie saak mooi uitstryk en uitsorteer. My vrou sê nou die dag, wat kan ons doen met 'n ander agtergrond? Dink ons ander klere, ander dit, want jou agtergrond mag nie te besig wees nie, kan nie te besig wees nie. Nou ja, daar's baie dinge wat 'n mens redeneer rondom hierdie saak. Maar baie dankie julle, dat julle so lekker vroeg inskakel, lekker musiek vanoggend weer. Ja, ons gaan nou weer bemoediging en aanmoediging en lering ontvang, ook vandag deur musiek. Nou vandag het ons classics, ons gaan weer eers begin met ons klassieke. Nou ons het klaar begin met ons met so rug aan rug, Afrikaans en Engels, nie deur krag of deur geweld. Nou dit het die eerste keer waar dit voorkom is in Sagaria 4, waar die woord van die Here praat van hierdie twee getuies en dis die hele simboliek van die twee olyfbome wat permanent olie in hierdie goue kom, as ek dit so kan stel, in ons volksmond in laat vloei, en dan is daar 7 pype wat na die lampstander toe vloei, wat hierdie lampstander permanent laat brand. Nou ja, die woord van die Here sê die twee olyfbome is die twee getuies wat hierdie lamp bly laat brand. En wat is die lamp? Dit is die lig is die woord, en die woord word bekragtig deur die Heilige Gees. So sonder die Heilige Gees kan die woord nie 'n lig in ons lewe wees nie. So baie mense sê hulle is besig met die woord. Hulle ken die woord. Hulle ken die Bybel. Maar as jy nie die Gees van die Here in jou het nie, is daai woord nie brandend, is nie lewend in jou hart nie. Nou ja, loof die naam van die Here vir sy groot genade en barmhartigheid. En dan gaan ons boodskap deur musiek hê. Wat ek daarby bedoel, vanoggend ek het so 'n boodskap saamgestel. En dan as ek daarby uitkom, gaan ek vir julle sê waar gaan dit, en dan gaan ek spesifieke liedjies speel rondom daardie gedagte. En dan natuurlik die kleinspan, asseblief kleinspan, skuif nader, so 6:15 se kant, more or less, give or take 5 minute hier en daar, 'n minuut of 2, more or less, asseblief kleinspan, julle moet nader skuif, want daar's vanoggend weer gesig, daar's liedere ook vir julle, so julle kan dit ook saam met ons geniet. Hoekom is dit so 6:15 doen? Dan ek dink is almal nou al, kinders daarom nou al wakker aan die gang, ons wil nou ook nie te vroeg wakker maak nie, want dit is daarom Saterdag, is die skool nie, liewe land. En dan kan hulle daarom nog in hulle pyjamas en die slaap so uit die oë uit vryf, en dalk 'n bakkie pap of broodjie of koffie of wat ook al hulle die oggend kry, sit en gesiggie en luister, kyk en dan ook musiek luister saam met ons. Nou ja, bly ingeskakel, daar's iets vir elkeen op Dak Facebook radiostasie. Nou voordat ons aangaan, gaan ons heel eers bid. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u heerlikheid, u krag en u majesteit. Wie is daar soos u in die hemele, op die aarde, onder die aarde, Vader, in die aarde, orals, daar is u deur middel van die Heilige Gees van u Vader. En so kan ons u Gees in ons siel ontvang, so kan ons 'n nuwe skepping word, ons kan 'n nuwe mens word. Vader, in ons binneste, die woord leer ons so mooi, as ons lewe met u regmaak. Engels praat sy so mooi, hy sê, you are a new creation, jy's 'n nuwe skepsel, jy's 'n nuwe skepping. Jou wêreld is nie meer in duisternis gehul nie, maar die lig het in jou lewe kom skyn. En waar daar lig is, kan daar groei plaasvind, daar kan lewe plaasvind, daar kan oorwinning plaasvind. Krag en heerlikheid. Dankie Vader vir die mooi herinnering deur u woord, deur die Gees wat u woord aan ons so mooi herinner vanoggend, om te verstaan ons is in die nuwe skepping, ons moet in hierdie nuwe lewe wandel. Ons moet nie weer
soos die wêreld rondloop en tas in die duisternis nie, Vader. En baie keer, ek dink toe ons in die wêreld was, het jy gedink jy lewe, maar die dag, as jy jou lewe met U kan regmaak, Vader, dan kom jy eintlik agter hoeveel laste het jy gedra. Vader, en ons as kinders van U raak weer maklik betrokke in die dinge van die wêreld, die laste van die wêreld. Vader, en ons moet hierdie laste na U toe bring, sodat ons U juk kan aanneem, U las kan aanneem. Vader, gister toe my vrou so die lied skryf oor die juk wat sag is en die las wat lig is, en ek luister dit weer, so dink ek, Here, daar is so 'n groot waarheid. Vader, as ons dit net kan klik en kan verstaan, om gedurig deur ons las na U toe te bring. U raak nie vermoeid en belas met ons saak nie, wanneer ons lewe moet U uitsorteer. En dis die aanmoediging wat ons het vanuit U woord uit. Here Jesus, U tot 'n gelykenis vertel, dat ons moet aanhou en aanhou tot ons die antwoord kry. Want as ons nie gaan verslap nie, dan sal ons die oorwinning kry op die regte tyd. Geestelik, innerlik, verlossing, bevryding, oorwinning oor hierdie mens en natuur in ons wat ons so maklik laat struikel en wegtrek na die begeerlikhede van die wêreld. Vader, baie dankie dat U liefde met ons praat, U liefde met ons deel, in Jesus se naam. Amen. Ag, as dit is so lekker met ons hemelse Vader te praat nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here sal hierdie berg weggeslyp word. Nou, dis in Sagaria opgeteken van hierdie berg wat weggeslyp word, as ek nou so uit my kop kan onthou, dit moet Sagaria 10 of 14 daar rond wees, jy kan dit gerus gaan opsoek, en dan lees ons in die Nuwe Testament, hoe die Jesus gekom het met genade en waarheid, en dis hierdie genade, wat ons ontvang, wat hierdie berg van korrupsie, want die berg waarna hy verwys, is die Olyfberg, hy praat van die groot berg, dis die Olyfberg, die berg van korrupsie, in ons lewe, en deur genade, wanneer ons sonde bely, wanneer ons lewe met die Here regmaak, ontvang ons genade, dan word daai berg van korrupsie in ons lewe verwyder. Maar nietemin, ons gaan hierby volstaan nie, wat 'n heerlikheid, herinnering so aan die woord van die Here, en ons gaan voortgaan met ons klassieke slot vanoggend, ons klassieke gedeelte van ons Musiekuur Plus program vanoggend, en die eerste lied wat ons na gaan luister, dit is, ek moet net my goedjies hier so reg kry, prys die Here van die leerskare, dat ons net ons dinge hier so reg kry, hy is die een wat ek lief het in die môre, so lekker opgewonde, dis oggend, Saterdagoggend, lekker vroeg, Saterdagoggend, hierso, Musiekuur Plus, saam met Stanley op Dak Facebook Radio, bly ingeskakel vir bemoediging, aanmoediging en sekerheid in jou geestelike lewe. Nou kom ons gaan en ons luister na, hy is die een wat ek lief het. Hy is die een wat ek lief het in die môre, hy is die een wat ek lief het in die aand, hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag, hy is die wynstok, ek is die rankie, hy is die pottebakker, ek is die klei, tussen hom en my is daar nimmer meer 'n skeidingsmuur. Hy is die een wat ek lief het in die môre, hy is die een wat ek lief het in die aand, hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag, hy is die wynstok, ek is die rankie, hy is die pottebakker, ek is die klei, tussen hom en my is daar nimmer meer 'n skeidingsmuur. Hy is die een wat ek lief het in die môre, hy is die een wat ek lief het in die aand, hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag, hy is die wynstok, ek is die rankie, hy is die pottebakker, ek is die klei, tussen hom en my is daar nimmer meer 'n skeidingsmuur. Ja, prys die Here, tussen my en hom is daar nooit meer 'n skeidingsmuur. Al wat die skeiding veroorsaak is ons sonde en ons ongeregtigheid. En wanneer ons nog nie ons lewe met die Here reggemaak het nie, ons moet net een ding verstaan vanoggend, as ons nog nie ons saak met die Here, as ons nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, dan help dit ook nie eers jy bely jou sonde nie, want jy moet
wedergebore word. En hoe raak jy wedergebore? Deur jou hart, jou lewe met die Here reg te maak, deur jou hart vir hom te gee. As jy dan jou sonde bely, dan word hy skeidsmuur tussen jou en God verwyder, want hy sê, my arm is nie te kort om te red nie, my oor is nie swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede maak 'n skeiding. En dis hoekom Jesus gekom het, is om daai skeiding te verwyder, maar dit kan slegs verwyder word, dis die Nuwe Testamentiese inskrywing, is deur die belydenis, deur die erkenning teenoor die Vader, deur Jesus Christus, van die verkeerd in jou lewe. Nou, kom ons luister na ons volgende lied, The Joy of the Lord will set your feet a dancing. En ek kan tot vandag toe nog onthou, toe ek en my vrou hierdie lied geskryf het, en met daai tyd vir ons 'n wysie kan ek maar stuur, 'n wysie deurgestuur van 'n bestaande lied, maar natuurlik die lied is soos onskriftuurlik is waar, nie toe ons nou mooi na die lied luister, van die intrapslag af, maar toe sê sy, kan ons nie iets met die wysie doen nie, want sy hou van die wysie. En ek en my vrou, ons was op pad daar na Michelle toe, en ons het gou daar by Brits Mall afgedraai. Ek weet nie wat was die rede, en ek dink ons gou badkamer toe gegaan het of iets, want van daar af is dit nog meer as 'n halfuur deurtrek daar na hulle plekkie toe. En die volgende oomblik toe kom die woorde, en ek en my vrou begin het in die kar te praat, en ons trek daar in die mall af, sommer daar in die parkering, ons klim daar in die kar uit, en ons is draaitjie gestap, en ons sit daar so op 'n bankie, en ons skryf die liedjie met sy wysie en al sy dinge net daar en dan. So dit is vir ons 'n baie spesiale lied hierdie. The joy of the Lord will set your feet at dancing. The joy of the Lord will... Ek kan nie verder onthou nie, waar is die woordjies nou in my gedagtes? Maar nietemin, kom ons luister lekker, en asseblief, sing lekker saam met ons. The joy of the Lord will set your feet a dancing. The joy of the Lord will set you through and through. The joy of the Lord will set your feet a dancing and set your heart a dancing too. The joy of the Lord will set your feet a dancing. The joy of the Lord will set you through and through. The joy of the Lord will set your feet a dancing and set your heart a dancing too. The joy of the Lord will set your feet a dancing. The joy of the Lord will set you through and through. The joy of the Lord will set your feet a dancing and set your heart a dancing too. The joy of the Lord will set your feet a dancing. The joy of the Lord will set you through and through. The joy of the Lord will set your feet a dancing and set your heart a dancing too. And set your heart a dancing too. And set your heart a dancing too. Ha, dis 'n lekker liedjie, opgewonde uit die hart uit, en dis wat die woord sê, as jou hart nie sing nie, baie keer neer jy ons maar net agter 'n wysie aan, maar as jou hart sing, jou hart moet sing, dan moet 'n lied in jou hart wees. Net jy veel jou voete dans voor die Here, maar jou hart dans nie. Nou ja, as jou hart dans, as jou hart opgewonde is, as jou hart bly is, ek sê vir jou, dan kan hierdie liggaam nie stil staan nie. Dit is net 'n heerlikheid om vanoggend so die dag te kan begin, opgewonde in die naam van die Here Jesus Christus, die evangelie van die goeie nuus, loof sy heerlike naam. Nou ons gaan ons volgende, ek gaan weer vir so back-to-back speel, Afrikaans en dan Engels, die naam van die Here is 'n sterk toring. Ek kan onthou, dit kom van ons sonnaarskool en jeugdae af, hierdie lied, en dalk is dit bekend by u ook, en A joy of die naam van die Here is 'n sterk toring, dit kom ook uit die skrif uit, die naam van die Here is hierdie sterk toring. Nou as jy sit, as jy vertoef, as jy die Here soek, dan is hy jou beskutting, hy is jou beskerming, sodat jou siel nie sal agteruitwyk, vernietig, verpletter, ensovoort sal word nie, wat die woorde ook ons mag gebruik. So dit is daai pes waarvan Psalm 91 ook praat. Hierdie pes, jy gaan nie die geestelike pes deelagtig word nie. Daai pes is daai swaarmoedigheid, dit is die sonde, dit is die ongeregtigheid. Daar is 'n manier om oorwinning te kry. En dit is wat die woord sê, kom verneder onder my, en ek sal jou verhoog, ek sal jou beskut, ek sal daar wees. Maar ons kom nie werklik waar voor die Here nie. Dan wil ons aanspraak maak op die beskerming
beskerming van die Here. En dit gaan hoofsaaklik oor ons siel. Ons sien dit altyd net as uiterlike dinge. Dit gaan hoofsaaklik oor jou siel. Ons het hierdie week so mooi gehoor, selfs toe God met Israel gepraat het, die doel hoekom hy deur hierdie woestyn gegaan het, was sodat jy kan leer om te leef van my woord. Nie in die vlees nie, geestelik te leef. Maar nietemin, kom ons luister na die lied. Ek gaan die eerste ene speel, die naam van die Here, en dan direk daarna gaan ek die Engelse ene speel, the name of the Lord, so lekker rug en rug, back to back, lied vir ons vanoggend. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdiges vlug daarin en word beskud. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdiges vlug daarin en word beskud. Geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, die hoogste. Geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, die hoogste. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdiges vlug daarin en word beskud. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdiges vlug daarin en word beskud. Geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, die hoogste. Geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, geseënd is die naam van die Here, die hoogste. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord, the Most High. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord, the Most High. Een heerlijke herinnering aan die woord van die Here. Wat een heerlijkheid om te weet dat dit wat God sê, dit wat hy aan ons beloof, as ons voldoen aan daardie oproep van liefde en heerlikheid en krag en majesteit, dan sal hy ons siel bewaar van nou af tot in alle ewigheid. Jou siel sal hy bewaar tot in alle ewigheid. Hierdie liggaam gaan vergaan, hierdie wêreld gaan vergaan, met die wederkoms gaan 'n opstanding en 'n verandering plaasvind, maar hierdie liggaam soos hy is, met sy vlees, met sy bloed, met sy krankhede en met al sy dinge, gaan tot in alle ewigheid nie bestaan nie, maar jou siel bestaan tot in alle ewigheid. En as jou siel in die koninkryk van God is, by die opstanding, gaan jou siel hierdie aardse liggaam verslind. Hy gaan hom insluk. Hy gaan nie meer deel wees van hierdie verganklikheid en sonde en ongeregtigheid nie. Maar kom ons sluit ons klassieke slot af, ons klassieke deel af. Dis 'n lied, Psalm 148, wat my vrou ook so mooi geskryf het. Psalm, het sy hom geskryf?
Ja, sy het hom geskryf. O, liewe land, ek moet net my bearings hier by mekaar kry. Maar nietemin Psalm 148, laat almal die Here loof, O, hierdie is vir my 'n verskriklike mooi lied. En laat dit diep in jou hart sink, so as jy wil weet skriftuurlik en jy wil bietjie gaan lees, en dan net natuurlik 'n lied kan net sekere punte saamvat, maar doen jouself 'n guns en gaan lees Psalm 148 en dan sal jy die lied ook nog beter begryp. Kom ons luister mooi vanoggend. Halleluja, loof die Heer van die hemel, loof hom in die hoogte, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, 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 halleluja. Loof hom son en maan, loof hom alle sterre, loof hom hemele, waters en uitspansel, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja, laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskep, sy naam is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Hy het hulle in stand gehou, vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee, wat geen een oortree. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Klein en groot loof die Here, laat almal sy naam loof, laat almal hom prys en sy naam verhef. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Hy het eer vir sy volk verhef, roem vir al sy getrous. Halleluja, loof die Here, eer sy grote naam. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Hey, ek kyk vir die mikrofoon, dan sit ek hom nie aan nie. Dan sê maar nietemin, klank. My liewe land, kan jy dit nou glo. Maar nietemin, dit het ons nou ons klassieke slot afgesluit. En wat 'n heerlikheid is dit nie, om te dink, ons kan die Here loof en prys van nou af tot in alle ewigheid.
Nou gaan oor na ons gedeelte toe boodskap deur musiek. Nou vanoggend se tema waaroor ek wil praat en die musiek wil speel is ons geestelike pad. Waar dit begin, hoe om die Here te dien en op die einde van die dag om die pad geestelik te stap. Natuurlik, meeste van ons liedere gaan min of meer oor dieselfde saak en dit gaan oor geestelike vryheid, oorwinning, hoe om verlossing te kry, hoe om dit te bou ensovoorts. Maar as ons kyk na die evangelie van die Here Jesus Christus, as jy nog nie jou lewe met die Here reggemaak het nie, het God aan die wêreld beloof, daar kom 'n verlossing, daar kom 'n bevryding en daar kom oorwinning vir jou. Maar daar is natuurlik 'n voorwaarde daarin. Nou die heel eerste lied wat ons na gaan luister is The Promise, wat God aan ons beloof het vir die wat in hom glo, en kom ons luister daarna. As jy nog nie jou lewe met die Here reggemaak het nie, of as jy as kind van die Here wil herinner word, wat was eintlik die belofte en waar kom alles vandaan, luister gerus saam hierdie lied met ons, The Promise. This is the promise for you and all those that will believe. This is the promise for you and all those that will believe. You will be baptized by the Holy Spirit, you and all those who will believe. This is the promise for you and all those that will believe. Come to the Lord and repent, and you for you and all those that will believe. Ja, dis die belofte wat God vir die wêreld maak. As jy in hom glo, sal jy die Heilige Gees ontvang. Petrus het dit ook gepreek op die dag, Pinksterdag, het hy wel gepreek en gesê dat as jy jou bekeer, jy doop, sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. So daar is 'n voorwaarde om die Gees te ontvang. Dit gaan nie net daaroor mense kom bid vir jou, lê vir jou hande op om die Gees te ontvang nie. Daar's 'n voorwaarde. Wat is daai voorwaarde? Is wedergeboorte. Nou hierdie is ook 'n lied wat ek volgende gaan speel oor die wedergeboorte, sodat jy jou geestelike pad kan begin. Jy kan nie die Heilige Gees ontvang sonder die wedergeboorte. En met die wedergeboorte ontvang jy wel die Heilige Gees. En dit is, jy ontvang nie die Heilige Gees maande en jare en dae en ure en minute na jou wedergeboorte. Die oomblik as jy weer gebore word en daai blydskap wat jy ervaar, daai verandering wat in jou is, daai wat jy net voel die las is af, beteken dit jy die doping, die vervulling van die Heilige Gees ontvang. Prys die naam van die Here. So dit begin by die wedergeboorte. En kom ons luister na die lied oor die wedergeboorte. Jesus answered, I am telling you the truth. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Jesus answered, I am telling you the truth. You must be born again. No one can see the kingdom of God, the kingdom of God, without being born
telling you the truth. I am telling you the truth. Jesus answered. I am telling you the truth. You must be born again. No one can enter the kingdom of God, the kingdom of God, without being born again. No one can enter the kingdom of God, the kingdom of God, without being born Wow, prys die Here. Dit is 'n kragtige herinnering so deur musiek om ons te leer om ons lewe met die Here reg te maak. Soos as jy vir 'n ongelowige lied wil aanstuur, stuur vir hom hierdie lied aan en dan ek glo hy sal verstaan, want dit kom direk uit Johannes 3 van vers 3 tot 5 uit waar die Here Jesus vir Nikodemus sê, jy kan nie die koninkryk van God sien, verstaan, perceive, understand, waar gaan die koninkryk van God sonder die wedergeboorte nie. As jy nie verstaan nie, kan jy nie daarin gaan nie. Dis wat vers 5 vir ons sê. Nou ja, dit is ons heel eerste lied wat ons die jaar geskryf het, dis op begin Februarie, en dit lê altyd na in ons hart, omdat die wedergeboorte so afgemaak word, en nie die werklikheid daarvan oorgedra en verstaan word nie. Is dit diep in ons harte, want dit is waar jou geestelike pad begin. Dis ons eerste lied wat ons gedoen het, op die formaat wat ons het nou het, ja, en ons het hom, toe ons hom geskryf het, destyds ek en my vrou, ons kan nie eintlik sê ons hom geskryf nie, ons herhaal maar net die skrif wat hy sê, nee, is dit nie so nie, is amazing. Ons het ons eie wysie ook gehad, en ons het hom nog so lekker saam gesing, ons het die 1 jaar, was nie die jaar, ek dink wat die vorig jaar, nee, wat ons so Weskus, Desember kuier hier gehad het, vir so paar dagies, by Karel Marlies huis daar in Hopefield, wat 'n heerlike tyd wat ons gehad het, wat so 'n klein Weskus konferensie gewees, as ek het so mag stel, maar het was net lekker gewees, dat ons nie aande net saam gekom en saam gesing, wat 'n heerlikheid, en ja, so die dinkie is ook nog aan ons hart en gedagte, Ancien, en ek is bly, klein Eitjie kan hom nog so mooi onthou. Nou ja, na jou wedergeboorte, wat moet gebeur na jou wedergeboorte? Nou is jy weergebore, het jou hart vir die Here gegee. You are born again, born from above, born from God, born from the Spirit. So die volgende ding wat moet gebeur is, daar moet gedoop word, en kom ons luister na die volgende lied oor die doop. Ons het actually 'n paar, maar ek gaan vir julle 2 speel. Die heel eerste ene gaan oor die doop, en dan waaroor die doel van die doop na die wedergeboorte. So ek gaan hulle so rig aan rig speel. Die heel eerste ene gaan oor net die herinnering aan die doop, en dan wat is die doel van die doop na die wedergeboorte, en ek gaan dit vir jou nou verduidelik as die liedere dit klaar gespeel het. Nou kom ons speel die eerste ene. Gaan aan jy, maak disciples van al die nasies.
Gaan aan je, maak discipels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ga daarheen, maak discipels van al die nasies. Ga daarheen, maak discipels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die wêreld, tot aan die volleinding van die wêreld, tot aan die volleinding van die wêreld. Van aan maak discipels van al die nasies. Gaan aan maak discipels van al die nasies. Ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Net een doop, een Heer, een geloof, was verlede af, uit van ongerechtigheid. Groei in die dood, saam met Christus, 'n gebed wat altyd voor hom staan. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op in Christus. Een doop, een Here, een geloof. Die ouwe is verby, ons dra nie meer die heid nie. Groei in die dood, saam met Christus, met 'n gebed wat altyd voor hom staan. Saam met Christus, saam met Christus, ons groei in die dood, 'n nuwe mens staan op, 'n nuwe mens staan op. Dit red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus.
nog nie aan nie. Daar sy nou aan. Ai, liewe land, wat gaan aan volgend met my? Ek dink ek klik die muis, dan klik ek om 2 keer, dan gaan die klank weer af. Jammer daarvoor, jammer. Wat 'n heerlikheid is om so herinner te word aan die woord van die Here vanoggend, ons geestelike pad, waar dit begin. Die wedergeboorte, nou die laaste lied, 1 doop, gaan net oor die doel van die doop, oor niks anders nie. Goed? So jy gee jou hart vir die Here, dan word hy vooruit van sonde afgesny, dan moet daar iets daarmee gebeur. Nou Romeine 6, van vers 1 tot 5 leer vir ons hoe jy moet groei in die dood van Christus, en dit begin plaas te vind deur die doop. So jou doop is jou bereidwilligheid om te groei in die dood van Christus, sodat die lewe van Christus in jou geopenbaar kan word. Nou 1 Petrus 3 vers 21 leer vir ons hoe die doop jou red na jou wedergeboorte. Hy vergelyk dit met Noag in die ark. Nou Noag in die ark, hulle was in die ark toe die water gekom in die goddeloosheid, weggewas. En dit is hoe hulle gered was deur die water heen. Nou so red die doop ons ook. Jy kan dit gerus gaan lees in 1 Petrus 3 vers 21. So dit is waaroor die laaste lied gaan. So sonder die wedergeboorte kan die doop jou nie red nie. Maar as jy weergebore is, dan red die doop jou van jou goddeloosheid, jou verlede, daai sondige lewe wat afgesny is. Nou ja, ek gaan eers hierso stop, ek gaan myself onderbreek. Ek het nog so 3 liedere wat ek wil doen oor boodskap deur musiek, maar ek gaan na die kinderbediening, na die klein span, hulle deel gehad het vanoggend, gaan ek voortgaan met ons grootmense. Maar die kinders moet asseblief saam luister, die kinders geniet die grootmensbediening ook. Hulle verstaan baie meer as wat ons besef en dink, is dit nie so nie? As ek nou hoor hoe die kleintjies partykeer terugvoer gee en vra oom Stanley dit gesê, tannie Karen het dat gesê, partykeer het hulle dit mixed up, dan is dit nou oom Karen en tannie Stanley, maar never mind, dan het hulle gehoor wat ons gesê het, en hulle het verstaan, en hulle het 'n vraag daaroor. Nou ja, kinders asseblief, klein span, skuif nader, dit is julle beurt, mamas, papas, kry die kleintjies hier voor die skerm, laat hulle deel kan geniet, saam met Gesiggie vanoggend. Tyd saam met Gesiggie. You must not fear, be free of slavery. Yes, don't fear, be free of slavery. Don't fear anything in this body. Your soul is protected by God. You must not fear, be free of slavery. Yes, don't fear, be free of slavery. Don't fear anything in this body. Your soul is protected by God. You must not fear, be free of slavery. Yes, don't fear, be free of slavery. Don't fear anything in this body. Your soul is protected by God. La 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 la. Hallo my mooiste maatjies, Gesiggie het weer vir julle kom kuier. Maatjies, vandag wil ek julle ietsie vra. Gaan julle my antwoord, maatjies, asseblief? Was julle al bang vir ietsie? Ietsie soos donker of goggas? Of sommer net die skool, of enigiets, maatjies. Ons raak tog so vinnig bang, is dit nie so nie? Nou laat ek julle vertel van mense wat ook so vinnig bang geraak het. Jesus en die mense wat saam met hom was. Dit is nou sy disippels, was op 'n bootjie op die see. Nou wie was al op 'n bootjie, maatjies? Het julle al op 'n bootjie gegaan op die see? Was julle ook dalk bang vir daai groot golwe wat so om 'n mens slaan? Ja, dit voel soms of daai bootjie wil omslaan, is dit nie so nie? Nou maatjies, toe hulle op die bootjie was, kom daar 'n groot storm.
Nou 'n storm is mos wanneer die wind so vreeslik baie erg waai en dit reën so hard. Dis al iets om mens baie bang te maak, nee maatjies. Die mense saam met Jesus was baie bang. Hulle het sommer geskree. Ons wil ook mos baie keer sommer skree as ons bang is, nee maatjies. Nou weet julle wat? Terwyl almal so bang was, het Jesus geslaap. Kan julle dit glo, maatjies? Jesus was nie bang vir die wind en die storms nie, want hy het vrede gehad. Het julle al gehoor van vrede, maatjies? Jo, dis 'n groot woord om te leer. Nou vrede beteken wanneer jy nie bang is nie, al is daar baie dinge wat jou bang kan maak. Jo, weet julle, hoekom was Jesus nie bang nie? Want hy het altyd gebid en met God die Vader gepraat. Hy het geweet, God is baie groter as enigiets om voor bang te wees. En hy kon dit ook so vir die mense sê. Nou, omdat hy vrede gehad het, kon hy vir die mense sê, moenie bang wees nie. En hy het vir die wind en die storms gesê om op te hou. Nou maatjies, vandag kan ons so mooi by Jesus leer om altyd met God die Vader te praat wanneer ons bang is. Dan gaan die bang in ons hartjies wat so vinnig klop as ons bang is, sommer weg. En dan kan ons vrede hê. Maatjies, is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Nou maatjies, vandag wil Gesiggie vir al ons maatjies bid wat dalk bang is. Kom ons maak ons oogies toe en dan bid ons. Vader, ons kom vandag na U toe in Jesus naam en ek wil bid vir al my maatjies wat vandag bang is. Maak nie saak waarvoor hulle bang is nie, Vader, dat U hulle sal help om nie meer bang te wees nie, dat hulle vrede in hulle hartjies sal hê. Baie dankie, Vader, in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Maatjies, was dit nou nie lekker nie? Nou kan ons vrede hê en gaan julle saam met Gesiggie 'n liedjie sing. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Maatjies, is dit nie 'n lekker liedjie om te sing nie? Julle moet sommer 'n baie lekker weekie hê en moenie bang wees nie. En as julle bang is, onthou om te bid. Tata maatjies! Ag, wat 'n lekkerte om so op so 'n wyse te kan leer en herinner te kan word om nie bang te wees nie. So maatjies, as julle bang is, as daar probleme is, moet julle bid. Daar sê, dit is wat Gesiggie ons leer. En ons eerste liedjie was daarso, don't fear, be free of slavery. Wees vry van vrees en benoudheid. Nou ja, ons gaan weer een keer luister na die liedjie wat Gesiggie vir ons gesing het om nie bang te wees nie. So maatjies, luister nog een keer daarna na die liedjie wat Gesiggie saam met ons gesing het. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam.
ons hoef nie bang te wees nie, as die Here in ons hart is, hoef ons nie bang te wees nie. Maatjies, en ek gaan nog een liedjie vir julle speel, en dit gaan oor Abraham en Isak, en dat die Here het vir hom gesê, hy moet ietsie doen, en hy was nie bang gewees nie, want hy het die Here vertrou altyd, want hy het altyd gebid, hy was altyd by die Here gewees, en daarom, toe die Here van hom hierdie groot saak verwag, en toe doen hy dit sonder om te vrees, sonder om bang te wees, en hy het dit gaan doen, en die Here het wel gehelp. So kom ons luister nog na een liedjie, en ons vir die maatjies, en dan gaan ons goodbye sê vir ons maatjies na die liedjie. Abraham het op God vertrou, op God vertrou, op God vertrou. Abraham het op God vertrou, hy het geluister na hom. God sê vir hom, gaan offer jou seun bo op die berg. Abraham het nog steeds vertrou, geweet God sal hom help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Isak dra die hout, stap saam met sy pa. Hy vra, wat gaan ons doen? Waar is die lam vandag? Abraham sê, moenie worry, God sal vir ons een gee. Saam stap hulle verder op, sy pa vertrou op God. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. God sien Abraham doen wat hy sê, hy is lief vir God. Toe gee God 'n ram om te offer net betyds. Abraham loof die Here bly, God het gesorg. Ons kan ook op God vertrou. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal help. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy weet wat om te doen. Vertrou, vertrou, vertrou op God, hy sal altyd help. Wow, dit was nou baie mooi gewees, maatjies. Ek lees gou hierso deur die kommentare van die mammas en klein uitjies en gesiggie bid met oop oë. Ja, prys die Here. Ek sien die kinders geniet dit vreeslik baie. Nou, omdat die kinders dit so geniet, dink ek gaan nog een liedjie vir julle speel. Nog net een liedjie vir die klein maatjies en dan gaan ons weer aangaan met die groot mense se boodskap. Maar julle klein maatjies moet nie weggaan nie, want julle geniet ook die musiek mos saam met mamma en pappa. As ek gaan nog vir julle een liedjie speel, alles is nou heeltemal klaar. Okay. Oh, 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 oh. 'n man het ver gaan reis, hy roep sy helpers by sy huis. Hier is iets vir julle om te doen, pas dit mooi op tot ek weer kom. Gebruik wat jy het, dit is goed, doen jou werk getrou elke dag. Gebruik wat jy het, klein of groot, doen jou beste, doen het flex. Twee het gewerk en goed gedoen, hulle het nie net stil gesit. Hulle het gehelp en hard probeer, dit het die man baie bly gemaak. Gebruik wat jy het, dit is goed, doen jou werk getrou elke dag. Gebruik wat jy het, klein of groot, doen jou beste, doen het flex. Die een het niks met syne gedoen, hy was lui en het weggesteek. Hy het net gesit en niks probeer, die man was glad nie bly. Toe sê die man, vir die wat gewerk het, mooi, so goeie helper.
Jy was getrou met iets wat klein was, nou kan ek jou met meer vertrou. Gebruik wat jy het, dit is goed. Doen jou werk getrou elke dag. Gebruik wat jy het, klein of groot. Doen jou beste, doen dit fliks. Gebruik wat jy het, dit is goed. Doen jou werk getrou elke dag. Gebruik wat jy het, klein of groot. Doen jou beste, doen dit fliks. Daar sê ons sluit af met ons kinderafdeling en mamas en papas, julle kan gerus vir julle kinders gaan lees in Matteus oor hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het oor die talente wat hy gegee het vir 5 talente, 2 talente, 1 talent. En ons weet natuurlik dit gaan oor geestelike goed. Dit gaan nie oor aardse talente, oor sport en musiek en al hierdie dinge nie. Dit het ons, die een het en die ander het nie sekere dinge nie, maar ook verduidelik vir jou kinders. Dit gaan oor geestelike sake, hoe om getrou te wees aan die Here. Dit was nou net 'n uitbeelding van die gelykenis op 'n fisiese manier, sodat ons ook iets geestelik kan verstaan. Ja, dit was so lekker om saam met die maatjies te kuier. Ons wil heeldag net saam met die maatjies kuier. Hulle is so oulik. Nou ja, groot mense, ons is weer terug daarso by julle en ek is terug by my slot ek is nog steeds daarso oor my boodskap deur musiek. Nou ons het gepraat van die belofte wat God maak en almal wil graag die belofte hê. Die voorwaarde is die wedergeboorte. Na die wedergeboorte moet ons gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoekom? Dis wat die een doop ons leer, sodat die vorige lewe afgewas kan word. En so word ons gered van die goddeloosheid van ons vorige lewe. Dit moet ons baie duidelik verstaan. Die doop alleen sonder die wedergeboorte beteken absoluut niks. Goed, so maar as jy weergebore is en jy laat jou doop en dan red die doop jou, want die Here Jesus sê ook, hy wat glo, hy wat tot bekering kom, sy hart vir die Here gee en hom laat doop sal gered word. So sonder die doop is daar nie redding na wedergeboorte nie. En dit is waar baie mense die punt mis het, of mense voel die doop is die bekering, maar dit is nie die bekering nie. Ek dink ons as volwassenes verstaan dit, maar ook nou, wanneer jy jou lewe met die Here regmaak, ontvang jy die Heilige Gees. Goed? En nou een van die mooiste gawes en bedieninge, gawes, as ek dit eintlik nou so kan stel, gawes, is die gawe van tale praat. Nou ek wil deur middel van hierdie lied volgend u herinner, as u lewe al met die Here reggemaak het, jou hart al vir die Here gegee het, jy kan en jy mag tale praat. As jy wel sukkel daarmee, of as jy vra het, asseblief kontak my, praat met my, dis seker die mooiste gawe, wat die meeste uit verband uitgeruk word, en omdat dit baie keer onskriftuurlik beoefen word, laster mense teen die werking van tale. En dit is wat die woord sê, ons is kinders van die Here, gee partykeer die wêreld die rede om te laster. En hy sê ook vir ons in 1 Korintiërs 14, as dit verkeerd in die gemeente gebruik word, en 'n persoon kom in, gaan hy met julle spot. En dis hoekom baie keer oor die gawe van tale gespot word. Wat doen kinders van die Here dan? Dan trek hulle heeltemal terug van tale praat. En dit is seker en tale praat is daar om jou as persoon te stig. Wat is daai stig? Om jou los te maak, oorwinning te gee, bevryding te gee, sodat jy kan uitgaan om die evangelie effektief uit te dra, want as jou hart los is, as jy vry is, kan jy natuurlik logies die evangelie uitdra na ander toe. So kom ons luister na hierdie lied, en ek glo en ek vertrou en ek hoop en ek bid, dat ook deur hierdie lied jy jou hart vandag kan oopmaak, om wel tale te kan praat. En as jy dit tale praat en jy beoefen dit nie, as 'n herinnering, hoe belangrik dit wel is in jou geestelike lewe. Kom ons luister daarna. With new tongues they shall speak. Jesus said before he ascended, sounds through the Spirit speaking to the Father, not to man but to God. A holy tongue, a deep breakthrough in the Spirit. When words can no longer say what my heart's
one who hears can understand, but you hear every sigh and word through the words that the Spirit prays. Your will is revealed even if I do not understand. Now come to my heart, I speak to you, oh Lord, in a tongue that only you understand. Made known by your Spirit, secrets in my hand, I am edified, built, strengthened. In your presence your Spirit works. In my inner room, let your Spirit guide me in your will. I edify myself, prepare myself to go out with great love, to edify others with wisdom that your Spirit reveals. I speak to you, oh Lord, alone, in a tongue that only you understand. Made known by your Spirit, secrets in my hand, I am edified, built, strengthened to go out and work for you. Secrets in my hand, I am edified, built, strengthened to go out and work for you. Prys die Here, dis seker die mooiste gawe wat daar is. En jy is kind van die Here, jy het dit ontvang die dag met jou wedergeboorte. En ek wil jou aanmoedig vandag, maak jou hart oop. Moet nooit dink dat dit wat jy praat is uit jouself uit nie. Ons kan dit nie genoeg herhaal nie. Jy gaan, as jy begin tale praat, dit gaan klink of jy besig is om dinge uit jouself uit te sê. Maar jy sê dit nie uit jouself uit nie. Jy is 'n kind van die Here, wat deur die Gees van die Here spreek. Ek wil jou vandag aanmoedig. As jy nie net in benoudheid is nie, praat gedurig deur. Die woord leer vir ons moet dag en nag bid, gedurig deur bid. Hoe kan jy gedurig deur bid? Bid tale, praat tale. En dit is die geheim wat Paulus geleer het. Hy sê, ek praat meer tale as julle hele gemeente saam. En as ons kyk na die vrug van sy bediening, dink ek, kan ons vandag die waarde van tale verstaan. Moenie, as jy vrees het, as jy benoudhede het, as jy ergens 'n skrik gekry het in tale, maak jou hart vandag op en kom praat met ons, dat hy vrees en hy benoudheid kan weggaan, want jy beroof jouself. En as jy jouself beroof, word die liggaam beroof, en as die liggaam beroof word baie ander mense ook beroof om nie die evangelie te hoor nie, want jy praat die volmaakte, perfekte wil in taal, alhoewel jy nie 'n woord verstaan nie. Ek bid nooit in my privaatheid om my tale te wil verstaan nie. Ek praat dit uit gehoorsaamheid, want ek weet, Here my God, daar's siele wat gered moet word, daar's broers en susters wat gestig en gebou moet word, daar's verlossings wat moet plaasvind. My mind, my brein kan net dit bid. Maar my tale, die tale wat die Gees van die Here in my spreek, dit maak wêrelde oop. Dit verander wêrelde, siele. So hoe lief het ons ander siele werklik waar. Dis baie keer, ons praat, maak maklik aanspraak op liefde. Nou dis een van daai, en dit is wat hy vir ons sê, al jou gawes moet in liefde geskied. Liefde is volgens die geskrewe woord van die Here. So moet nou nie tussen jou huismense kom en net begin tale praat nie. Hulle gaan dink jy is mal, hulle gaan met jou spot, en maar moenie dink, hulle is verkeerd, omdat hulle met jou spot nie, want die woord sê vir ons, dit is presies wat gaan gebeur. So in jou privaatheid, daar waar jy alleen tyd het, en ons het baie meer tyd as wat ons besef, kan jy tale praat. En terwyl jy jou huiswerk doen, ek en my vrou hier besig is, hoor ek, op die stadium, sê vir mekaar, wat het jy gesê dan? O nee, jy is besig om tale te praat. Ons verstaan mekaar, so dis okay so. Maar ons praat gedurig deur, of jy nou wasgoed was, of jy nou skottelgoed was, of jy besig is om kos te maak, voorbereiding, terwyl ek voorbereiding, as ek my kry, sit ek partykeer die doodstil vir 10 minute in tale praat.
voordat daar 'n gedagte in my hart kan opkom om met u te kan deel. Is dit net nie amazing nie? Wel al hoeveel keer die lied gehoor en vanoggend daar vir my 'n duidelikheid gekom. Ag, prys die Here, Lisel, die mooiste lied, die mooiste. As elkeen in die liggaam gehoorsaam tale praat, kan die liggaam soveel meer effektief wees. En dit is 'n feit. Nou op die einde van die dag, en dis wat die woord sê, die een wat gewillig is, die las raak net swaarder op die een wat gewillig is. Dis maar al, nie dat hy sy plig gaan versuim nie, maar dit raak net swaarder. Ek dink nou daaraan, met ons wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees, ons word dadelik equip, maar ons moet werk maak met ons equipment wat ons ontvang. En ek wil net dit met jou deel, voordat ek 'n laaste 2 liedere met julle gaan deel. Omdat net God word nie namens ons kwaad nie. God kan nie namens jou oorwin nie. En kom ons sê jy bid in 'n saak en jy sê, Here, praat met my. Ek wil verlossing kry van sis en so. Nommer 1, die feit dat jy besef, daar's 'n probleem, het God al klaar met jou begin praat. Hy het al klaar jou daarop gewys, daar lê jou probleem. Nou moet ons net van hierdie trots en hierdie ego in ons ontslaa raak, hierdie karakter, hierdie tradisie in ons. Ons moet dit forceer om volgens die wil van die Here te lewe. Dit is al waar dit gaan. God kan dit nie namens jou doen nie. Nou kom ons kyk na tale praat. God kan nie namens jou tale praat nie, want hy praat klaar die hemelse taal. Jesus praat klaar die hemelse taal, die engele praat die hemelse taal. Jy moet jou hart oopmaak en net begin praat. Jy kan dit nie uitredeneer nie, moenie vir jou prentjies vorm nie, moenie vir jou 'n tabel saamstel nie, moenie vir jou 'n formule saamstel nie. Ek kan daarvan eerstehands getuig. Maak jou hart op, daai wat jy nou voel in jou hart, jy wil tale praat, begin tale te praat. Ons het hoeveel keer voor mense gesit, en sê ek, jy wil nou tale praat, sê ja, dit voel of hy iets in hulle wil uitkom, sê ek, begin te praat, dis hoe maklik dit is. God gaan nie jou mond namens jou oopmaak nie, dis op jou tong begin te praat, al klink dit soos 'n gebrabbel, al klink dit agterste voor, dit is nie verkeerd nie, ek wil jou aanmoedig, dit is nie verkeerd nie. Dit is wel uit die gees van die Here. Amen. Nou ja, na ons bekering, na ons doop, met die feit van die saak en tale praat is deel daarvan en gehoorsaamheid beoefen, jy beroof jouself, jy beroof die liggaam van Christus en om siele gered te word as jy nie oopmaak en tale praat nie. En ek kan vir jou sê, geen gawe in jou lewe kan funksioneer as jy nie tale praat nie. Ek praat uit ondervinding uit, as ek in die woord kyk wat Paulus ook sê, hy het soveel tale gepraat, daarom was daar 'n geweldige vrug van sy bediening. Kyk net na dit wat hy gesê het en wat sy bediening is. Vergeet van my prediking, lees dit self in die woord. Dan gaan jy sien, wow, is dit die vrug? Ek wil ook daai vrug hê. Ons begeer daai vrug, maar ons wil nie by die basiese ding begin nie. Nou ja, na ons wedergeboorte, na ons doop, is daar 'n pad om te stap, en die volgende lied herinner ons aan daai pad wat ons moet stap. Die dag van jou bekering, jou siel gered. Van duisternis het alles verander. Wat oud was, is verby. Nou leef jy nuut sonder seer en pyn. Jou lewe drup van mos en melk, oorvloedig, vry en heel. Jou hart stroom van lewende water. Nuut en vry, uit die hemel kom 'n fontein, om jou akker te besproei. Jou lewe nuut kan groei. Jou huis, jou tempel, gevul met hom, deurdronge met sy gees. Hy gee lewe, hy oortuig om ons van sonde te bevry. Jou lewe drup van mos en melk, oorvloedig, vry en
en heel. Jou hart stroom van lewende water. Nuut en vry, uit die hemel kom 'n fontein, om jou akker te besproei, jou lewe niet te laat groei. Laat het vloei, laat het groei, lewe uit die hemel vry. Hy maak niet, hy maak heel, in sy lig leef jy weer. Jou hart stroom van lewende water. Nuut en vry, uit die hemel kom 'n fontein, om jou akker te besproei, ek jou nuwe lewe kan groei. Lewe uit die hemel vry. Hy maak niet, hy maak heel, in sy lig leef jy weer. Jou hart stroom van lewende water. Nuut en vry, uit die hemel kom 'n fontein, om jou akker te besproei, ek jou nuwe lewe kan groei. Lewe uit die hemel vry. Hy maak niet, hy maak heel, in sy lig leef jy weer. Wow, is dit nie amazing nie? En dis presies wat met ons gebeur. So as ons nie daai nuwe lewe ervaar nie, dan moet ons voor die Here kom en self inspeksie doen. Ons moet self my vrou maak nou die hele tyd seker of 'n mikrofoon aan is 100%. Dit is reg. Ek het tot 'n sticker hier voorop, maar dan kyk ek vir die sticker, maar dan doen ek dit nie. Maar never mind, maak nou nie saak daaroor nie. Die groot ding is ons het nuwe lewe in Christus Jesus. En dit is ons plig en een van die eerste dinge wat jy kan doen om daai lewe te laat bly lewe. Praat tale, bid, soek die Here. Dan gaan jy agterkom daai fontein wat van binne af uitstroom, daai wat van die troon van God afkom. Besef ons baie keer dat die water wat in ons is, daai lewe, kom van God uit sy troon uit. Dit kom van hom af. Dit vloei deur Jesus deur middel van die Heilige Gees in ons lewe, in ons hart. Hoe kosbaar is dit? Dis kom hy sê, dis 'n kosbare skat wat ons moet bewaar. Nou ek gaan ons nog een lied speel om hierdie slot af te sluit vanoggend. Dan gaan ons oorweeg na ons gunstelinge toe, wat ek laasweek nie gespeel het nie. So ons gaan aangaan met ons lys oor gunstelinge wat u vir ons gesê, dit was u gunsteling op daai stadium. Dalk het jy alweer 'n nuwe gunsteling, maar nietemin ons gaan voortgaan met die lys wat ek nog nie klaar gemaak het die vorige week nie. Kom ons luister na die volgende lied oor ons geestelike lewe na ons wedergeboorte. Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Ek het die lewe van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Ek het die liefde van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Ek het die lewe van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Ek het die liefde van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van
Ja, prys die Here. En dit is so Elmarie, ek stem met jou saam elke dag 'n nuwe gunsteling soos wat jy daardeur luister. My mikrofoon is aan, alles is reg. Ja, ons moet elke dag, heeldag vernuwe word, sê Elmarie, die fontein van lewende water laat groei, om die nuwe lewe te laat groei. Wow, is amazing. Dolla mag gou klaar vir die werk, ensovoorts. Dit is net 'n heerlikheid om jou dag so te begin. Ek dink nou daaraan, met ons wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees, ons word dadelik geëquip, maar dit het ek al gedoen, gelees, daar sê, ons word dadelik geëquip, elkeen in die liggaam gehoorsaam tale praat, al daai het ek al gelees, ek wil net seker maak, hierso, en natuurlik, ek het almal se klank gelees, klank aan, klank af, klank reg, klank beter, heerlikheid so, in die oggend is sommer so lekker te om saam, ja, as gesin in die Here, as familie in die Here te kuier. Ek geniet dit vreeslik baie. Vrydag is ek so opgewonde oor Saterdag, jy sal dit nie glo nie. Sê ek vir my vrou, ek kan nie wag vir môre nie. Nou ja, ons gaan heel eers nou Waldo, dis nou my skoonseun. Laasweek op 'n stadium was Reinwoorde sy gunsteling, so ek gaan hom speel vanoggend. En omtrent elke dag stuur hy vir my en hy sê vir my, pa, hierdie is my mooi, hierdie is my mooi, hierdie is my mooi, hierdie is my mooi. Maar kom ons volstaan by sy ene wat hy laasweek ingesit het, gesê het, en dan luister ons saam met hom, rein woorde. Die woorde van die Here is rein woorde. Kom ons luister lekker. Die woorde van die Here is rein woorde. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. Gesuiwer 7 maal. Gesuiwer 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. Die woorde van die Heer is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. Gesuiwer 7 maal. Gesuiwer 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde. 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Rein woorde. Rein woorde. Rein woorde. Rein woorde. Gesuiwer 7 Gesuiwer 7 maal. Gesuiwer 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde.
Sjoe, raak 'n mens sommer doodstil as 'n mens so daaraan dink. Psalm 12 vers 7, die woorde van die Here is rein woorde, is direk uit die Psalm uitgehaal. En om daaraan te dink, toe Jesus ook op aarde is, hy is die woord van God. En hy het elke dag deur hy suiwering gegaan, deur die smeltkroes van die aarde, die fariseërs, die sadduseërs, die mense om hom, die duiwel homself, almal het hom teëgestaan. En hy het vasgestaan omdat hy daai werklike verhouding met die Vader gehad het. So ons kan werklik waar by die Here Jesus Christus gaan leer. En as ons die woord aanneem, en dan net omdat hy gesuiwer is, omdat hy gelouter is. Die woord sê ook op een plek in Jesaja, hy sal sit as smelter en toetser oor sy volk. En dis die Here Jesus, smelter en toetser. As ons daai woorde aanneem, as ons sê ons is kinders van die Here, ons lees die Bybel, dis gesuiwerde woorde, en daai woorde moet ons noodwendig suiwer. En dis hoekom ons deur hierdie stryd baie keer innerlik gaan, want jy word gedurig deur herinner aan die onsuiverhede in jou hart. Nou die woorde van die Here is rein woorde. Ons gaan volgende luister. Nou laasweek was nuwe tale. Ons het nou klaar New Tongues geluister in Engels, né? Nuwe tale. Cornet daar in Elsburg, het was haar tweede gunsteling, en Lindy in Johannesburg was haar gunsteling. Nou Cornet sy eerste gunsteling was Traditions. Nou as ons vashou aan tradisies, dan sukkel ons om oor te gaan en ons hart oop te maak, werklik waar vir die waarheid van die evangelie en ook dan spesifiek ook tale praat. Dit hou ons baie keer terug, maar kom ons maak ons hart oop vir die werking en die gawes en die bedieninge van die Heilige Gees. Dit gaan goed met baba, Wandrey en mamma. Daai baba eet en slaap en drink, en eet en slaap en drink, en so gaan die babatjie aan. As hy gelykie maak, jy wil eintlik nie hy moet 'n gelykie maak, sê ek, julle moet dit stop sit. Want nou huil hy so, dat julle gaan sê, jy moet ophou huil. Ek onthou my seentjie toe hy ook gebore was, en nader gedink, is hy fout met die kind huil net nie, en as hy honger is, het te maak net sulke gelykies. Nou ja, Wandrey is op daardie stadium, en sy sissie is ook baie lief vir hom. Ons is lief vir hom, en baie dankie vir julle gebede, vir julle liefde en uitreik ook na die nuwe aankomeling binne in die bediening. Maar nietemin, ons gaan eers luister, en gaan dit so rug speel. Die eerste een is Traditions, dit is nou net daar in Elspark se gunsteling, en dan nuwe tale, en dit is Lindy en Cornet se tweede, en Lindy se eerste laasweek. Kom ons luister eers na Traditions, om los te kom van hierdie tradisies, sodat ons wel kan tale praat. The word of God saves, delivers and sets free from evil. It only has power against darkness. No man, no beast, but the word who gave his life, being purified, tested, overcame. Man is still in chains because of his traditions, that makes the word powerless, that can save him. The word does not force, but guides and leads like a good shepherd in love and wisdom always. The word of God saves, delivers, and sets free from evil. Only it has power against darkness. No man, no beast, but the word who gave his life, being purified, tested, overcame. Leave your traditions, excuses, arguments. Accept the truth of the word, which can set free and save your soul from evil, darkness, and pain forever. Traditions are man-made, the word is God-made. Purified, tested, refined. Be guided by the good shepherd, the good word. Love it, live it, embrace it, for it will be a light to you. Love it, live it, embrace it, for it will be a light to you.
Nuwe tale sal hulle spreek, het Jesus gesê voor hy opvaar. Klanke deur die Gees wat met die Vader praat, nie vir mense, maar vir God. 'n heilige taal, 'n diepe deurbraak in die Gees. Wanneer woorde nie meer kan sê wat my hart so diep wil uite, ek praat met u hier alleen, in tale wat net u verstaan. Deur die Gees word dit bekend, verborgen hier in my hand. Ek word gestig, gebou, versterk in die teenwoordigheid u Gees werk. Hy wat spreek in hierdie taal, wandel in hemelse raad. Niemand wat hoor kan verstaan, maar hy hoor elke sug en woord. Deur die woorde wat die Gees bid, is die wil van die openbaar. Al verstaan ek nie in my hart opgekom. Ek praat met u hier alleen, in tale wat net u verstaan. Deur die Gees word dit bekend, verborgen hier in my hand. Ek word gestig, gebou, versterk in die teenwoordigheid u Gees werk. In my binnekamer laat ek u Gees my lei met u wil. Ek stig myself, maak my gereed om my te gaan met liefde groot, om ander ook te stig met wysheid wat die Gees onthul. Ek praat met u hier alleen, in tale wat net u verstaan. Deur die Gees word dit bekend, verborgen hier in my hand. Ek word gestig, gebou, versterk om uit te gaan en vir u te werk. Ja, dit is vir ons 'n mooi herinnering wanneer 'n mens wel gawes beoefen, en dis die groot saak van God. Sodra jy gawes beoefen, kry jy meer by, dit ontwikkel, dit raak volwasse, sodat jy kan uitgaan vir sy dienswerk. Nou, omdat ons baie keer dit nie baie keer wil doen nie, ek hang af van maar wat is die rede, beoefen ons nie die gawes en talente soos ons behoort dit te doen nie, want ons het daai vrees en daai benoudheid, en dis die probleem met die persoon met die een talent. Hy het hierdie vrees gehad, hy het gesê, ek weet u was 'n harde meester. Nou, ons weet God is nie hard nie, maar die Here Jesus wou vir ons iets oorgedra het. Daar's regverdigheid en geregtigheid in God. So die een wat met sy talent, met sy saak werk, God gebruik hom, dan verdien hy om meer by te kry, om nog meer werk vir homself te veroorsaak, as ek dit so mag stel. En dis die groot ding in die Here, jy kry gawes by om meer te gaan doen, nie om minder te doen nie, nie om te gaan relax nie om te gaan holiday nie, maar om vir sy koninkryk iets te doen. Albei pragtig, maar die Afrikaanse een is daarom so mooi. Ek stem saam, Renet. As ons die Afrikaans en Engels doen, dan sê ons partykeer, ja, die Engelse een klink vir my mooier, dan klink die Afrikaanse een mooier, en ja, dit is net so 'n heerlikheid om dit so te sien, om ook so te kan luister en net te kan inneem wat die waarheid van God se woord is. So jy hoef nie te vrees en te benoud te wees dat jy iets verkeerd gaan inneem nie, jy gaan die waarheid van die woord inneem. En is 'n taal wat God verstaan. Wow, die perfekte wil van die Vader. Dit is 'n taal wat jy nie verstaan nie, moenie dit probeer verstaan nie. Jy gaan dit nie verstaan nie, aanvaar net. En dis wat die woord sê, ons het gister so mooi weer herinnering uit die skriflesing gehad. Ons moet soos kindertjies word, ons moet net aanvaar. Ons
moenie bevraagteken nie, ons moet aanvaar. As dinge vir ons moeilik is om te verstaan, gaan na die Vader toe, jy mag met hom praat, hy weet jy verstaan nie, maar praat met hom. Moet dit nie net verwerp nie, gaan praat dit met hom deur. Getroue diensneg wees, dit is presies so ek net love dit, albei pragtig, met Afrikaans is daarom so mooi, tradisies hou ons geestelike groei terug, ons het daarom al tot daar gelees, sjo, loof die Here. Nou kom ons luister na 'n gunsteling lied van Kitty en Stoffberg. Kitty is ons letterlik ons oudste gemeentelid, as ek dit so kan stel, suster in die Here, vleeslik en geestelik in hierdie bediening. Nou kom ons luister na haar gunsteling lied, Juig voor die Here, dit was nou laasweek gewees. Juig voor die Here, o ganse aarde, dien hom, kom voor hom met blydskap, gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy is God, hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy het ons gemaak, en ons is syne, volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed, tot in ewigheid, sy trou vir altyd. Gaan sy poorte met lof, voor hom met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Hy is goed. Prys die Here, ja, dis 'n lied wat Karen spesiaal geskryf het. Kitty het gevra, is daar nie 'n lied rondom hierdie Psalm 100 nie? Karen van geskryf, ja, so is 'n versoek van Kitty af. So prys die naam van die Here daarvoor dat hy so mooi gehelp het dat die lied ook so mooi uitgekom het. So as jy wil meer weet van die lied, meer detail kry, gaan lees Psalm 100. Nou die volgende lied wat ons gaan luister is Hemelse Hoop. Dis van Ancient daar in Loetsville af. Sy het al so lekker kommentaar ook vanoggend gelewer en daar kiddies wat ook saam met die kinders, die kiddies slot so mooi geniet het en geluister het. So dit is Hemelse Hoop van Ancient daar in Loetsville en kom ons luister ook saam met haar hierdie wonderlike lied. Waar is Hemelse Hoop? Daar sy, daar sy. Ons dank ons God en Vader altyd as ons bid. Ons het gehoor van julle geloof wat in hom is, en van die liefde wat brand vir die heiliges, 'n lewe wat getuig, 'n lig wat sigbaar is. Die hoop is vir julle wegge
Dit dra vrug onder mense, dit maak harte vry. Van die dag dat ons hoor en die waarheid verstaan, het die genade ons harte bevry. Daarom hou ons aan om te bid en te vra dat wysheid en insig ons harte val. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons staan vas in die waarheid. Hy maak ons lewe vervul met kennis van liefde en wysheid en in gees. Laat ons waardig voor U wandel, U in alles behaag. Ons dra vrug in elke werk, ons groei in wie U is, bekragtig deur die eerlikheid en blydskap hou ons vas. U het ons gered uit duisternis, oorgebring in die koninkryk van lig. Liefde en krag, ons het verlossing, ons is vry. Vergifnis deur sy bloed, ons wandel nou in die lig. Ons wandel nou in die lig. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons dank U, Vader van die lig. Hy maak ons vry. Ja, dit kom met geheel en al hierdie gedeelte het my vrou geskryf Kolossense 1, as jy in Kolossense 1 gaan deurlees, dan gaan jy alles optel waaroor die lied gaan. So ons loof die Here dat die Here vir haar ook wysheid gegee het om uit Kolossense 1 te skryf. Sy het eendag so deurgelees en sê, wow, hier's 'n paar mooi punte om 'n lied te maak. So dit kom daaruit, so dis 'n mooi herinnering en die kerngedagte wat uitstaan is, ons is uit die mag van duisternis verlos, dis vers 13, en oorgebring in die koninkryk van lig. Verlossing deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes, vers 14. En as ons die belangrikheid of die waarde kan besef van vergifnis deur die bloed van Jesus Christus, sal ons ywer om ons lewe skoon en rein te hou. Nou ons gaan na 'n volgende lied luister. Dit is ons tweede laaste lied vir ons program vandag, en dit is 'n lied van Roland daar in Pretoria. Roland en Ria, ons ken hulle as R&R. R&R, van nou af tot in ewigheid. Van nou af tot in ewigheid, kom ons luister saam met hom. Loof, o knegte van die Here, loof die naam van die Here, prys die naam van die Here, van nou tot in ewigheid, van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Here geloof word, van die opgang van die son tot by sy ondergang. Moet die naam van die Here geloof word. Die Here is hoog bo die nasies, bo die hemel, sy heerlikheid. Wie is soos God wat hoog woon, laag sien in die hemel en op aarde.
Van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Rig die geringe op, die behoeftige van die aswoord. Laat sit hom by die edeles, onvrugbare, vrugbaar, blye moeder van kinders. Van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Laat die naam van die Here geprys word, van nou af tot in ewigheid. Wow, laat die naam van die Here geprys word. Psalm 113. Wat 'n wonderlike lied om so die naam van die Here te kan loof. As jy so deur die psalms gaan, dan kan jy leer om die Here te loof. En ek wil vir jou ook ietsie leer. Ek het op 'n stadium, toe ek so kort op bekering is, en nou bid jy en ek besef nie werklik waar die waarde van tale nie, want dit word mos maar net oor die algemeen gepreek, en as jy nou tale kan praat, en as jy nou gedoop met die Heilige Gees, as jy saak reg. En ek het begin leer bid uit psalms uit. Ek het op 'n stadium psalms begin vat. Veral as jy nou sê daar's 'n lied of 'n gebed of wat ook al. Dan gaan ek daar, dan lees ek letterlik die psalm deur. Ek lees hom deur, dan begin ek dit te verander in 'n gebedsvorm. En so het my gebed begin ontwikkel, was deur middel van psalms. So ek wil vir jou, as jy dalk sukkel om te bid op baie maniere, om God te loof en te prys, om woorde te kry, om jou hart wil dit doen. Dis wat die Here Jesus sê, jou hart wil dit doen. Jou gees is gewillig, maar die vlees moet nogal bykom. As jy sien hoe 'n kind praat ook, as ek nou kyk daai klein Dewan, hy woordjies ryg partykeer uit, né? Jy het nie idee wat sy praat nie, maar hier in haar brein is alles reg. Dit wat sy vir jou sê, sy sê dit volgens haar reg, maar die moontjie kom nie daarby uit nie. Nou moet jy nou probeer verstaan. Dan baie raak sy ongeduldig as hy sê maar dan spring af weer woorde uit, ek kan die min of meer probeer verstaan wat sy sê. Nou ons is ook geestelik, omdat net jy's 'n geestelike babatjie moet begin groei, so jou woorde moet ook begin praat, jou woordeskat moet ook begin vorm. Hier het jy hom, daar het jy hom, maar jou woordeskat moet ook begin vorm. So, tale praat leer jy, en natuurlik om met jou verstand te kan bid. Gaan lees 'n bietjie psalms, vat die psalm, dis nie oneerbiedig of onrespekvol teenoor die Vader, vat die psalm, ek sê Vader, hierdie is die psalm, en ek begin om te lees, en ek sê, dan kry ek naderhand stukkies daaruit wat ek kan bid. Dat ek kan sê, Vader, wow, hy is amazing, prys die Here, hier sê hy so, en hier sê hy so, en so begin jy spraak te ontwikkel ook. Dis in jou gedagtes, dis in jou hart, maar jou mond sukkel daarby, en dit is 'n manier om daarby te kom. Nou, ek het gesê, dis ons tweede laaste lied, dis nou ons tweede laaste lied, wat ek het intussen gedink, ek wil nog 'n ekstra lied bysit vanoggend. Dit is Engele van Ina in Bloemfontein. Sy het vir ons laasweek het sy gesê, dit is haar gunsteling, Engele, Ina in Bloemfontein. Kom ons luister. Boodskapperswinde, sy dienaars vlamme van vuur. Engele van God, magtige helde, buig voor die Seun van God. Met vlammende zwaard en gerups, wat die tuin bewaak, niemand kan ingaan nie. Aartsengele krachtig in hul werk, boodskappers van God, die wêreld verander, bring hoop. Sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur. Engele van God,
kruisende met Moses, 'n brandende berg wat onder trompette van God gee sy wet. Sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur, engele van God, magtige helde, buig voor die seun van God. Serafs wat hom aanbid, heilig Here God almagtig, met harde trompet, engele versamel God se kinders en vernietig die draak. Dit is verby. Sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur, engele van God, magtige helde, buig voor die seun van God. Wow, en dit is so, engele buig voor die seun van God, hulle buig voor die Vader. So ons kan nie net engele rond beveel soos dit ons wil nie. Dit is dienaars van God, winde, vuur, krag van God, wat uitgaan om sy dienswerk te doen. Is dit nie wonderlik om so daaraan te dink nie? Nou ja, ek gaan ons program afsluit en hierdie lied, toe ons hom geskryf het, was vir baie lank my gunsteling. Ek kon hom partykeer tot 10 keer agter mekaar geluister het. En dit is Hear the Water from Above. En dit is my so mooi om te dink, dat die water wat jy in jou siel ontvang, en ek wil hê jy moet dit oordink vandag, kom van God uit sy troon uit. Dit kom suiwer van hom af. So as jy jou hart vir die Here gegee het, en jy het die lewende water ontvang, jy het die ervaring ontvang, hy las het afgeval, dit kom direk van God die Vader in jou siel in. Ek wil net gou so kyk of ek 'n kommentaar of 2 kan lees, voordat ek geheel en al afsluit. Daai het ek klaar gelees. Lindy, baie dankie Stanley en Karen vir dit wat julle insit in die musiek, dat ons kan herinner word aan die woord op so 'n opwindende manier. Ja, dit is so, prys die Here, help ons so mooi. By U kry ons vrede en word bevry. Dit is Kitty, Werner het haar amen, en Lindy en almal, Dolla, baie dankie, Karen, my vrou, los net wraak, loof net die Here. Ja, dis die ding, ons met die Here net begin loof en die wraak los. Wow, dis aanmoedigend. Psalm 119, so lewend begin word na laas Sondag se boodskap. God se gebooie gee lewe in jou siel. Dit is lewe in jou siel. Dit is die absolute waarheid. Dit gaan oor lewe in jou siel, beskerming van jou siel, as jy sit en jy vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou, ek sluit vandag sy Musiekuur Plus af, met my gunsteling wat vir baie lank my gunsteling was, en julle moet 'n lieflike Saterdag hê. Môreoggend 8:00 sien ons mekaar weer hierso, selfde plek, net 'n ander tyd. Ons begin eers dan 8:00, wanneer ons nou afsluit, begin ons môre eers. So geniet julle Saterdag, sien mekaar môreoggend. Lief vir julle, bye bye. I hear the water flow from above, so crystal clear, so crystal clear. It makes me jump with joy and happiness till the end of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which bore 12 fruits, and the leaves were for healing. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. I hear the water flow from above, so crystal clear, so crystal clear. It makes me jump with joy and happiness till the end of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which
flow from above. So crystal clear, so crystal clear. It makes me jump with joy and happiness till the end of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which bore 12 fruits, and the leaves were for healing. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah.